So ons doen nou hierdie skildery en die kennis van die Harthof gewete. Ek doen dit in Afrikaans, want ek het 'n hart vir die Afrikaanse mense en jy weet, die Afrikaners het 'n verbond met God en ons het almal nodig om versterk te word in hierdie tyd, hierdie verskriklike land. Die kinders sal dit in Engels verduidelik op hulle verskillende maniere. Hulle het ook hulle eie kennis met die kruis, maar die idee is dat ons wil daarom die wêreld vertel hoe werk die kruis. So ek gaan net die skildery vir jou klaar verduidelik. So ons het nou verduidelik dat jou gees, eendag het God jou gees gevat, jou in die aarde geplant, om 'n boom te wees geplant by waterstrome. Net hier vir jou verduidelik dat die Bybel is 'n geestelike boek. En dis waar baie mense die fout maak, hulle wil fisiese dinge probeer verduidelik, maar jy sien, die Bybel gebruik 'n fisiese ding om 'n geestelike ding te verduidelik. So 'n mens, hy sê jy's 'n boom. Hy sê soos die aarde. Jy kan soos die see wees. Jy kan 'n berg wees. So hy gebruik 'n fisiese ding om 'n geestelike ding te verduidelik. So hierdie deel van die skildery is die berg van die Here. Hulle noem dit Sionsberg, die gevangenskap van Sion. As 'n mens jou hart vir Jesus gee, dan kom jy in so 'n bergklim toestand. Dit is sporte of trappe wat jy groei. En ek dink al die kerke staan rondom hierdie berg. Reg of verkeerd. Ek dink God het die berg, die kerke daar gesit, en ons groei mos maar deur die kerke en die dinge wat mense sê. En eendag kom staan jy hier op die berg en dan sê jy, weet wat, ek verstaan nou alle geestelike dinge. En môreoggend word jy wakker, dan weet jy niks. Dan het die Heilige Gees nou weer 'n bietjie hoër gegaan. So, hy is die hele tyd besig om ons van geestelike verstaan of dimensie na die dimensie te neem. Hier in die berg is 'n skedel. Ek het nie geweet nie. As ek geweet het, sou ek het dan beter gedoen het. Maar ek hou van die idee dat die kruis staan bo op 'n skedel. Ek het altyd geweet dis die mind. Dit is verseker die mind. So, ons groei nou maar in die berg. As die Here vir jou die kruis openbaar, sal jy sien dat die lewe is baie makliker om te verstaan. As jy die Bybel lees uit die hoek van die kruis, dan sal alles net vir jou meer by mekaar pas en makliker wees. Hier, op hierdie deel van die skildery is God se hand, maar hier is die wildernis van die lewe. Kyk, ons gaan maar almal deur ons wildernisse. Ek erken vir jou, ek was seker die meeste van my lewe, maar hier in die wildernis. Jy kan sien, God se hand is daar, hy beskerm my, hy gee vir my skoene en klere, maar kon eintlik net beter gewees het. Ons wil graag in die beloofde land kom. Hieronder is verskillende negatiewe emosies. Hier is oordeel, hier is siekte, daar is die aanklaer, hier is die dood, hier is die duiwel, hier is vrees. Hier is maar net 'n paartjies van die slegte, negatiewe, sondige natuur wat binne in mense is. Markus 7:21 sê, alles wat sleg is binne in mense. Dis 'n stelling wat 'n mens moet onthou. So, ons het hierdie skildery so geniet en dit was 'n tyd van vernuwing in ons lewens gewees. Ons kom toe agter die hele Bybel is hier in hierdie skildery en ek hoop dat julle sal dit gebruik om stilte tyd mee te hou. Jy sal dinge in hierdie skildery sien wat ek nie eers weet nie.
Maar een nag, toe maak die Here my wakker, toe sê hy vir my, ek moet die twee snydende swaard gaan soek in my skildery. Nooit vergeet nie, was weer 3 in die môre. Ek kry toe die twee snydende swaard daar. Hy sê toe, dan sit jy 'n liniaal op jou skildery. En toe ek die liniaal op die skildery sit, toe verskyn daar 'n lyn dwars deur die skildery. Hierdie was een van die grootste wows in my hele lewe. Kan jy sien, dit gaan onder almal se kele deur. En hier kan jy nou duidelik sien wat Jesus gedoen het. Toe Jesus hang op die kruis, toe skei hy tussen vlees en gees. So dan waar is jou gees? Jou gees is natuurlik hier in jou denke, né? Daar is jou gees. En soos ek jou net nou gewys het, die vlees is binne in 'n mens. En jou gees is hierbo. So hierdie is jou hart, jou denke. 'n ander ding wat ek wil hê jy moet onthou, is jou hart het 'n mind. Jou hart kan dink, want dit is in jou kop. So, right, so hierdie lyn moet nou jou meditasie wees as jy wil deelneem aan die skildery. Ja, die lyn wys jou wanneer jy in die vlees is of wanneer jy in die gees is. So Galasiërs 5:19 sê, die werke, ons het al klaar gesê, kom maar sê die vrug. So die vrug van die vlees is die meer ongeduld, jaloesie en al daai slegte dinge. Maar die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid en goeie dinge, dis alles bo. So hierdie is wat met ons gebeur. Ons begin goed in die môre. Ons is lief vir die Here ons God. En ons sing vir die Here 'n liedjie en dan ons loop hier bo rond, maar nie lank nie, dan gebeur daar iets en dan loop ons hier onder rond. Dan is ons denke onder. Ons as 'n familie begin dit toe afkyk noem. Jy kyk af en ons het baie vir mekaar gelag. Dit was nogal 'n nuwe manier van denke. So die Here het my die kruis op hierdie manier geleer. Hy het gesê, Lukas 9:23, as jy my disipel wil wees, neem op jou kruis, volg my, lê jou lewe neer daagliks. Sien so, wat is jou lewe? Jou lewe is daai dinge wat jou pla. Jy weet daai kind, daai huwelik, daai ek hoef dit nie vir jou te noem nie. Jy weet klaar. So wat ons doen in die môre is ons gaan na God toe en ons is lief vir die Here, ons sing 'n liedjie, maar as ons klaar is, dan pak ons al ons gebedsversoeke voor God uit. Nou dit is alright solank jy nog 'n kind is. Maar daar kom nou 'n tyd wat jy nou moet begin optree soos 'n seun of 'n dogter van God. Jy is veronderstel om te regeer in die aarde. Jy moet nou ophou om vir jou pappa te vra. Jy moet nou begin Jesus volg. Volg Jesus, doen wat Jesus gedoen het. So, die Here staan in die môre langs die kruis hier. Dan sê hy vir jou, kom na my toe, almal wat moeg en belas is. Maar ons doen nie dit nie, ons loop by die kruis verby en dan gaan ons na God toe. Jesus leer my toe, hy sê, God die Vader is nie daar vir jou probleme nie. Hy is daar vir jou dankies. So in ander woorde, jy gaan na die kruis toe in die môre en jy lê jou lewe neer. Jy doen introspeksie, jy neem gedagtes gevange en jy lê jou lewe neer. Moenie rou en grou nie, ek sê weer, maar lê jou lewe neer. Gebruik jou nagmaal. En as jy seker is, jy het alles meegedeel. Jy loop nie nog met vragte en probleme rond nie. Dan kom jy hierdie kant, dan lyk jy net hierdie mannetjie. Dan sê jy net, dankie.
Sien, is 'n dankie lewe, is 'n dankie lewe in Christus. Is 'n lekker lewe. Jesus wil elke dag vir jou 'n nuwe lewe gee. 'n Lekker lewe. So ek wil nou 'n bietjie verder gaan met die kennis van die verstaan van die lyn. 'n Vriend van my het kanker gehad en as jy hom ontmoet, sy naam was John Du Plessis en hy het kanker gehad. Ons bid vir hom en dan spring hy kanker. En hy kom sien ons toe eendag, hy sê asseblief ophou bid vir my. Hy sê ek wil liewer doodgaan. Nou as jy John ontmoet, hy het so 'n oop, sprankelende persoonlikheid en jy sal sien hy is lief vir die Here. Dis verseker so, dit skyn so uit hom uit. Maar die oomblik wat hy sien uit jou aandag, dan wil hy jou vertel van al die slegte dinge wat met hom gebeur het. So jy sien hy begin hoog in die môre, begin goed, en as hy sien uit jou aandag wil hy jou vertel hoeveel huise hy gehad het en verloor het, en hoeveel karre, en hoeveel vrouens, en dis waar het baie vrouens gehad en verloor. En hy's verskriklik emosioneel oor hierdie goed. Hy het nog nie uitklaring gekry nie. Niemand het hom geleer om sy hart te bewaak nie. So ek sê toe vir John, ja, is tyd om dood te gaan, maar dis nie 'n fisiese dood nie, dis 'n geestelike dood. Jy gaan van nou af, al hierdie dinge wat jy so vir almal vertel, gaan jy kruis toe vat. Jy vertel dit nie meer vir ander mense nie, jy gaan kruis toe. En so John het toe reg gekry, ja, daar was tye wat ons hom moes help om op te kyk, want as dit is jou denke wat moet vernuwe. Jy moet 'n lewendige offer word, jy moet jou ou self moet jy neer lê. Jy moet jou lewe ten volle vir God gee. En so John geleer, en weer 2,5 maande, toe was John ten volle genees gewees vir die eerste keer in sy lewe. Nou, ons het nie aan hom gevat nie, ons het hom net die kruis geleer. En weer op daai stadium het die kinders toe begin terugkom huis toe. Ons was so opgewonde oor die lyn gewees. Ons kon so baie mense help. Dit is so eenvoudig as jy net die kruis verstaan. Want ek kom toe agter hoe min Christen mense gered is. Jy weet, die tannie se kind is dood. En ja, sy mag maar rou en jammer daaroor. Maar oor 'n jaar is dit nog steeds so. Jy sien, Jesus wil jou red. Jy is nie veronderstel om met hierdie seer en swaar rond te loop nie. Daar het slegte dinge met ons almal gebeur. En hierdie is die manier wat Jesus ons red. Ons lê ons lewens neer, en jy sien wat die kruis vir jou doen, dis soos 'n deur na die hemelse dimensie toe. Nou hierdie hemelse dimensie hierbo is jou hart, dis waar jou gees is, dis waar die Heilige Gees binne in jou bly. Jy is nou bo, jy is nie meer onder nie. En so jy leer om jou denke te vernuwe, deur alles wat verkeerd is, daagliks te kruisig en om daagliks bo te lewe. En die manier wat 'n mens dit doen is, jy mediteer die kruisiging. Jy sien, is nie iets wat ons wil doen nie, want Jesus is ons vriend. Die mens wil nie graag die kruisiging lees nie, maar as jy dit begin doen, en jy neem 'n aparte stuk papier en skryf daar neer, watter emosies was betrokke voor die kruisiging, gedurende en na die kruisiging. Kyk daarna op hierdie manier, en dan sal dit dinge vir jou verander, as jy begin verstaan wat Jesus gedoen het. So hy het met sy dood, het hy ons mos die tempel van God gemaak. Ons is mos nou die allerheilige plek van God. Verstaan jy, 'n mens kan nie met jou ou lewe en jou negativiteit dink, dat jy kan
autoriteit hê en dinge doen vir God, as jy elke dag in depressie wil lei nie, as jy elke dag net wil praat oor jou bekommernisse nie, dit is nou tyd om jou lewe neer te lê, en dan begin jy bo lewe. So as 'n mens begin leer om bo te lewe, dit is wanneer jy in kontak met God is. Ek wil net ten slotte vir jou verduidelik, hoe het die Here die gewete vir my verduidelik. Hy het gesê, die gewete is soos 'n stil poel water vroeg in die môre. Jy weet, dis windstil, dit reflekteer die bome en die wolke. Jy was al baie so, jy's in kontak met God. Daar's 'n kalmte in jou gewete. Maar dan lui die telefoon, dan sien jy nie meer daai uitsig nie. Daar's 'n storm op die see. Nou, dis 'n sondige hart. Sien, dis daai is die dinge wat ons moet leer om te kruisig. So, dis hoe Jesus het vir my verduidelik het. Onthou jy, hy het bo op die storm geloop, en toe maak hy dit stil. En dit is presies wat hy doen met ons. Net Jesus Christus kan vir ons vrede gee in die hart. Daar's geen ander manier om dit te doen.